U kan die Bybels vir my oopmaak by Efesiërs 1, dis op bladsy 252 in die Bybel wat ek hier by my het. Paulus se eerste gebed vir die gemeente in Efesiërs. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 15. Jy sal sien aan die einde van Efesiërs 3 is daar weer 'n gebed van Paulus met 'n korter doxologie, as ons dit so kan stel. Maar ons gaan nie nou al te ver vorentoe hardloop nie. Ek sommer net so Paulus se styl vir u wys. Ek het weer gaan navorsing doen oor my weerspreking van verlede week oor die kerk in Efese, en toe kom ek agter maar ek was nie verkeerd nie, ek was reg. Efese in die tyd toe Paulus hulle daar was 'n groep mense, groep gelowiges binne in 'n stad van so min of meer 250.000 mense, wat natuurlik in die antieke tyd 'n baie groot stad was. Die manier hoe hulle dit bepaal het is, die amfitheater in die stad was gereserveer vir die top 10% van die dorp of van die stad. En die amfitheater in Efese kan 25.000 mense hanteer. Wat interessant was van die amfitheater, in die amfitheater is teregstellings gedoen, kultuur goed aangebied, en ook politiese regspraak is in die amfitheater gedoen. Dis hoekom as jy in Handelinge gaan lees, was daar 'n groot oproer in Efese, want 'n span van die ouens wat die beeldjies gemaak het van die afgodsgodin, hulle het daar 'n groot dorpsvergadering gehou, want Paulus het gesê dat hierdie Artemis wat julle aanbid is 'n dooie god en is niks werd nie. Toe het hulle al die mense wat nou verlies sou gelei het weens die verkoop van die Artemis beeldjies, so dis nou die rykes in die stad, hulle daar by mekaar gemaak en hulle begin aanhits om nou te skree, maar Artemis is God, Artemis is God. En Paulus, wat net onderkant die amfitheater, hier is die markplein, waar hy nou sy tente winkeltjie sou gehad het, toe hoor hy die oproerigheid, en hulle sê, jy moet dit eintlik so sien, hy het die tent so neergesit en gesê, ek gaan net gou die 25.000 mense stil maak, want hulle is nou besig hier met nonsens. En toe hy daar by die poorte kom, was daar van die mense in die stad wat hom goed gunstig was, en hulle het vir hom toe hawe toegevat, en gesê, jy gaan nie hier in, hier gaan hulle jou doodmaak vandag. En dis hoe Paulus toe nou op die ou einde uit Efese uit is. En hy los 'n groep gelowiges daar agter. Mense vir wie hy nou in persoon bid, maar net iets interessants om raak te sien, hulle was maar so versprei deur die dorp, hulle het maar so in groepies by mekaar gekom, soos ek verlede keer gesê het. Daar is paar 100 jaar na hierdie gebeurtenis 'n groot kerkgebou so op die buitewyke van Efese wat gewy was aan Maria, maar nie om Maria te aanbid nie, maar dit was net dit was die kerk van Maria waar die gelowiges by mekaar gekom het, maar hulle het dit aan Maria gekoppel omdat hulle geglo het Maria in Efese oorlede is. So daar was baie Christelike, amper sê ek, input in die stad, maar dit het verskriklik baie gewissel, soos wat die ander godsdienste en die ander gelowe ensovoorts weer na vore gekom het. Efese is ook een van die stede vir wie Johannes in Openbaring 'n brief geskryf het. Die stad is op die ou einde, die antieke stad, beweer hulle so tussen 60 en 70 na Christus met 'n aardbewing verwoes, dat daar van hom niks oorgebly het nie. So dis min of meer, meeste van hierdie ou stede in die Bybel is in daai selfde aardbewing tyd verwoes. Maar daar's 'n gemeente, 'n groepie gelowiges wat probeer en wat strewe om uit te kom by God se droom en God se wil en God se plan vir hulle lewe. Paulus sit in Rome in die tronk onder huisarrest eintlik. En ek het nou die dag ook vir iemand gesê, ek kry eintlik die soldate jammer wat vir Paulus moes oppas.
Want hy gaan nie daai geleentheid laat verbygaan om nie die evangelie met hulle te deel nie. Daar is so 'n filmreeks wat hulle gemaak het oor wat gebeur het na Jesus hemel toe gegaan het, maar die hele verhaal speel af van Petrus wat in Rome in die tronk sit. En Petrus vertel nou ook vir die soldate en die mede-prisoniers nou maar daar die verhaal van Jesus en toe kom die soldate en hulle kom half vir Petrus en hulle sê, Petrus, jou tyd het aangebreek, jy gaan nou tereggestel word. Onthou, dis maar nou so bietjie kunstenaarsvryheid ook. Ons het jouself vir iemand anders nodig wat net so 'n molesmaker is soos jy. Toe vra hy nogal toe hulle hom so weglei, nou wie is hierdie molesmaker? Toe sê hulle nee, dit is die ene Saulus wat nou Paulus genoem word. Toe sê hy so voor hulle hom nou weglei om hom dood te maak, hy gaan vir julle besig hou. En dis hierdie Paulus wat daar uit die tronk uit vir hierdie gemeentetjie begin skryf, as hy hulle ook wil help, en hy begin hierdie gebed, wat hy vir hulle bid. Onthou, Paulus is nou uit die tronk, hierdie word nou vir hierdie gelowiges voorgelees, daarom, geliefdes, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus Christus, en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. So Paulus gebruik die woordjie daarom, om vir hulle te sê, onthou net gou wat ek net vir julle gesê het. Julle weet wie julle is. Julle weet julle is verlos, verkies, gesalf. Dit is julle identiteit as kinders van God. Nou as ek oor julle dink, juis omdat ek weet wie julle is in God se oë, hou ek nie op om vir julle te bid nie. En hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Want in die Bybelse tyd, as Christine vir my iets gedoen het, dan het ek nie vir Christine gesê, ai dankie Christine, want dan is ons gesê, Christine, my en jou vriendskap is uitgedien. Ek het jou nou nie meer in my lewe nodig. Dis hoe hulle geglo het, maar as ek sê, Christine, ek dank die Here vir dit wat jy vir my gedoen het hulle geglo, dan hou ons die vriendskapskanaal oop. En kyk wat doen Paulus in sy gebed, né? Hy sê vroeg, ek skryf julle nie af nie. Ek dank God vir julle. Ek kan nie ophou om God vir julle te dank nie. Vir julle lewe, julle getuienis en dit waarvoor julle besig hou. Ek bid dat God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees, kyk hoe bring hy weer die drie eenheid by, né? Jy kan nie oor die evangelie van God dink, los van die drie eenheid nie. Ek bid dat hy aan julle die wysheid sal gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. En dan, hierdie volgende 3 verse moet as 'n eenheid gesien word. Ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. Hierdie erfenis van wie ek vroeër in my brief vir julle geskryf het, die erfenis wat ons verlede week by stil gestaan het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood uit opgewek het, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en waar daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Kom ons gaan gou terug na vers 11 toe. Vers 10 toe, jammer. Kom ek lees maar van vers 9 af. Hy het kragtens sy besluit, die voorneme, die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik Christus. Hier sê hy nou presies in vers 20:21 dit, toe hy Christus uit die dood uit opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. So jy sien ons, hy is klaar hoof daarvan. Hy is klaar die opperheerser. Hy is dit klaar. Ja,
Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel is die hoof van sy kerk. Wie is die kerk in Efese? Julle as gelowiges. God het hierdie Jesus as julle hoof aangestel. En dan sê hy hierdie revolusionêre ding oor die kerk. En ek dink dis wat die kerk van die Here dalk so nou en dan bietjie vergeet. Hy sê, die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Gaan net weer by hierdie revolusionêre ding uitkom. Maar kyk wat staan daar. Die kerk is sy liggaam. God het die kerk gekies om sy liggaam en sy volheid op aarde te vervul. Ons is nie net 'n klomp sukkelaars wat hier in die duister probeer wegvind in al hierdie gevare en booswigte rondom my nie. Dis nie wie ons is nie. Christus is ons hoof. En ons, die kerk van die Here Jesus, die gelowiges is gekies om dit wat Christus is te beliggaam hier op aarde. Sy heerskappy, sy koninkryk, sy mag, sy hoop, sy troos. Met ander woorde, ons met die wat beliggaam hier op aarde, die evangelie. Die goeie nuus. Hierdie gebed is so tweeledig geskryf. Hier het 'n klomp jong gelowiges in die pakkie ingekom. En dan was daar nou al 'n paar ouer gelowiges. Maar die situasie waarin hulle was, het veroorsaak dat hulle so effe begin hoop verloor. Hulle so effe begin rigting verloor. Ek meen julle, dit moet regtig moeilik wees om in die minderheid te wees in 'n stad van 250.000 mense. En hier sit jy 'n randfiguur in hierdie samelewing. Jy's nie eintlik welkom in hierdie stad nie, want jou geloof is 'n indringer geloof. Jou geloof en dit waarin jy in glo, staan direk in lyn met dit wat ons stad se finansiële onafhanklikheid is. Artemis, die god van voorsienigheid. Efese was een van die stede wat nooit toe die Romeinse regering by hulle was, nooit die Romeinse regering gekontak het as hulle in krisis was nie. Hulle het dit self gedoen. As daar kleiner aardbewings deur die stad gekom het, ons weet Turkye is berig vir sy aardbewing, so 'n paar jaar terug was daar weer daai massiewe aardbewing daardeur. Het soveel van die stede altyd maar vir Rome gekontak om geld te gee, want ons moet ons stad mos weer herbou. Efese het dit self gedoen. Die stad Kolosse is so eentjie verder. Nadat hulle die hoofroete geskuif het, het die stad Kolosse tot niet gegaan. Die mense van die syroete, die Silkroute, hulle het nie meer naby Kolosse verby gegaan nie, so Kolosse as 'n stad het nie meer finansiële bedingings mag gehad nie. En na sy aardbewing, vandag as jy by Kolosse kom, is daar net 'n berg. Is net 'n berg waar daar staan, dis al. As niks. Absoluut niks, so min het oorgebly dat die argeoloë nie eens moeite wil doen om opgrawings te maak, want daar is niks wat hulle kan gebruik. Maar Efese sit op hierdie hoofroete. Metropool. Senten. Alles gebeur daar. En daar binne is 'n kerkie. 'n Groepie mense wat regtig hulle bes probeer. En hoe harder hulle probeer, hoe meer word hulle uitgedruk. Hulle probeer hulle besig hou met God se dinge, God se werk, maar hulle is nie welkom daar waar hulle is nie. Paulus skryf vir hulle, ek bid vir julle vir twee dinge, vir kennis en hoop. Ek bid dat julle nuut sal besef, dat julle weer kennis sal kry, weer begrip sal kry, weer sal verstaan.
En my gebed is dat hoop in julle harte sal aanbreek. En hy het so 3-ledige gebed van hoop, wat hy vir hierdie gemeente bid. Hy hoop, of hy bid vir hulle hoop in hulle roeping, wat hulle hier en nou het. Hulle huidige lewe is nie toevallig nie. Dis deel van God se roeping. Hulle is reeds geseën met elke geestelike seën in die hemele in Christus. En hulle alledaagse bestaan dra betekenis binne God se groot verlossingsplan. Want hulle is 'n kerk en hulle het 'n roeping. 'n gelowige het 'n roeping. Want God het jou gekies. Hy het jou gekies. Hy het jou geroep. Hy het jou lief. Hy wil jou gebruik. Om wat te doen? Die volheid van Christus te beliggaam. Dominee, maar my lewe is dan so de mekaar. My besigheid werk nie uit nie. Ek beleef teleurstelling op teleurstelling en dan sê Paulus vir die gemeente, en dan sê Paulus vir jou, kom ons gaan kyk wie is jy in God se oë. Jy's gekies, jy's verlos en beseël deur God drie enig, en ek het 'n roeping op jou lewe. Maak nie saak hoe vol lys jou besigheid is nie. Dit maak nie vir God saak nie. Jy het 'n roeping. Die tweede een is 'n hoop in hulle hemelse erfenis. Hulle toekoms is veilig in God se hande. En hierdie erfenis kan nie deur aardse gebeure, krisisse of magte aangetast word nie. En dit gee standvastigheid in tye van onsekerheid en lyding. Hoekom? Want hy is aangestel hoog bo elke mag en elke gesag. Ek kan nie verstaan hoekom die mense in vandag se tyd so bang is vir die duiwel nie. En hoekom ons die duiwel soveel skuld gee vir is goed verkeerd gaan nie. Die een wat ons aanbid is hoër as hy. En hy kan hom niks maak nie, want dis wat dit beteken het toe Christus gesê het, tetelestai, dit is volbring, ek het klaar oorwin, amen. Dit voel vir my vandag, die kerk is besig om die duiwel te jag. Laat hom aangaan, hou jou besig met die evangelie, want waar die evangelie leef, sal hy nie kom nie. Hy sal nie daar kom nie, hy hol voor hom weg, want die evangelie herinner hom elke dag, toe Christus sy kop op Golgotha vermorsel het. En dis die Here wat vir ons 'n roeping gegee het, dis die Here wat ons verlos het, en dis die een wat die hoof oor my en jou lewe is. Individueel, maar ook as die kerk, want jy het 'n hemelse erfenis, by God drie enig gekry. Ons moenie laat ekonomie en omstandighede ons hiervan laat vergeet nie, want Christus is selfs bo dit verhewe. Ons roeping oorstrek dit by verre. Ja, ons is onderhewig aan ekonomie, ons is onderhewig aan omstandighede en al die goed, maar dit bepaal nie wie ek is nie. Die mislukking in my lewe bepaal nie wie ek is nie. Die hartseer in my lewe bepaal nie wie ek is nie. Die krisis in my lewe bepaal nie wie ek is nie. Christus, God die Vader en die Heilige Gees bepaal wie ek is, want jy is gekies, jy is verlos, jy is beseël, jy het 'n roeping en daarom het jy hoop. 'n Hoop op 'n bedeling wat nou al hier is en nog kom. Maar jou erfenis, geliefde, is in die hemel. Waar wie regeer? God drie enig. En julle wat is so ongelooflik in hierdie gedeelte. Paulus het nog niks niets aan hulle geopenbaar as dit wat hulle geweet het nie.
Niks nie sê. Maar toe hulle fondasie begin bewe, toe fokus hulle op die bewe en hulle kyk God mis. En toe begin hulle vergeet. En toe begin hulle tas, en toe word die duiwel gejaag en al hierdie dinge, en kom ons agter, ek het totaal en al my roeping vergeet. Wat maak ek hier? Hoekom is ek hier? 'n gelowige vandag kan nie vir my sê, ek weet nie hoekom ek hier is nie. Jy kan nie. Want toe Christus jou oorrompel het met sy liefde en sy genade, het hy roeping op jou lewe geplaas. Ons kan jou dalk help waar jou roeping is, maar jy is nie sommer net hier, heel toevallig nie. Jy is hier want God die enig het jou gekies, jou verlos en jou beseel om vandag hier te wees. En Christus is jou hoof. Die laaste een, ek het miskien al vorentoe gespring na dit, maar dis oké. Hy bid dat hulle sal verstaan, dat hulle het hoop in die grootheid van God se krag. Paulus bid dat hulle die oortreffende grootheid van God se krag sal verstaan, 'n krag wat reeds in hulle werk. En dan raak ek so sidderend as ek besef wat mense met die volgende woorde doen. Dis die krag, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het en hom verhoog het. Die opstanding van die hemelvaart van Jesus Christus dien dis nie net as geskiedenis nie, maar as 'n lewende waarborg van wat God nog vir sy kinders kan doen. Hierdie krag is nie vir my agenda nie. Hierdie krag is om God se agenda in my lewe te laat verwesenlik, ten spyte van. Daar word wel gepreek, onthou jy het die krag, jy kan doen wat jy wil. Dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. Die waarheid is, die krag van die evangelie gebruik God in jou lewe om sy wil, sy plan, sy doel en sy hoop in jou lewe te verwesenlik. Dis waaroor hierdie krag gaan. Is nie vir myself nie. Dis vir God in my. Want wanneer ek hierdie goed vir myself aanwend, dan wil ek my met my koninkryk besig hou. Dan wil ek God inspan om my koninkryk te dien. Maar wanneer ek dit skuif na waar dit moet wees, en ek dit aanwend in God se koninkryk in my lewe, gaan ek agterkom, hier is nie so belangrik nie, want God is belangrik. En dan het ek nie rede om te sê, ek sien nie hiervoor kansie, want dieselfde kragtige uitwerking wat Christus uit die dood uit opgewek het, is dieselfde krag wat God uitoefen in die lewe van sy kinders wat glo, en daarom kan hulle hoopvol leef. En daarom kan hulle vorentoe gaan sonder om te vrees, want hulle weet wie hulle God is. Hier is evangelisasiekrag. Dis die krag wat mense in Noord-Korea injaag. Dis die krag wat mense in Bhutan instuur. Dis die krag wat die mense in Saudi-Arabië instuur. Dis die krag wat die mense in hulle wingerd instuur en sê, hier is jy my getuie en hier het ek 'n roeping op jou lewe en hier wil ek hê, moet jy die hoop en die evangelie van Christus hande en voete gee, want jy moet 'n lewende doxologie tot eer van God wees. Dis wie hy is. En dis wat Paulus vir die gemeente bid. Sien dit raak, kry hoop, sien kans. En dan die revolusionêre woorde. Wie is die kerk? Wie is die kerk? Die gebou? Nee. 'n gebou se dak lek, partykeer val die toring om, partykeer waai die dak weg, partykeer vee die mure deur die gate. Dis verganklik.
God se kerk is onverganklik, want God se kerk is ek en jy en elke gelowige. En solank daar mens is, wat God aanbid, sal die kerk daar wees. En die troos wat ek het is, God self hou sy kerk in stand. Maar dit vra dat iets by my moet gebeur. Kopskuif. Kopskuif moet plaasvind. Soos ons vandag vir mekaar sê, ons is die kerk. Ons is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Wat gaan ons in Kakamas hiermee maak in die manier hoe ons hier kerk is? Wat gaan ons hiermee doen? Verlede week het ons gehoor wie ons is. Nou sien ons wat God van ons dink en hoe hy ons sien. Ons gaan bietjie die skaaltjies moet gaan pak. En vra wanneer ek oor kerk dink, is ek met God se kerk besig? Of hoe ek dink dit moet wees? Is ek met my kerk besig? Of is ek met God se kerk besig? Daar's 'n verskil. Daar's 'n duidelike verskil. Maar as ek sê ek wil met God se kerk besig wees, dan gaan ons vir hom moet soek hoe hy wil hê ons hier moet kerk wees. Dan is dit nie meer my voorkeure en my idee en my gemak en maar dit was nog altyd so wat belangrik is nie. Dan is God se agenda die een wat belangrik is. Ek wil vandag iets sê en ek gaan dit sê. Die Here gaan ons hok nog skud hierdie jaar. Want hy het myne al klaar geskit. Efesiërs 1 was al die eerste skud. Maar dis nodig sodat die vere kan uit, dat ons hom kan regkry, soos God wil hê hy moet wees. Want ons droom van 'n tweede predikant in Kakamas, sê nou net die Here beroep 5, wat maak ons dan? Kom ons vertrou die hoof bo elke mag en elke gesag in hierdie bedeling en die een wat kom, dat hy die hoof van ons lewe, die hoof van die kerk en die hoof van ons kerk is. Amen. Daar is geleentheid vir stilte, waarna ek vir ons sal afsluit met 'n gebed. Here, dankie dat ons weet dat ons is nie net klein of onbelangrik nie, en dat ons nie net 'n menslike organisasie is nie, maar dat ons die draer van Christus se volheid in 'n gebroke wêreld is. Here, en dankie dat ons nie die kerk hoef te skep nie, maar dat ons geroep word om by u kerk in te skakel. En is dit ook ons gebed, Here, dat u vir ons daarin sal bekragtig, om u kerk hier op aarde te wees.
Dankie Here, dat U ons opnuut weer kom wys, kom leer en weer kom stuur. Amen.